Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir u goedheid, vir u liefde. Ons maak ons harte oop vanmôre om te hoor dit wat u vir ons sê, dit te ontvang. Dankie dat u hier teenwoordig is. In Jesus naam. Amen. Welkom almal. Ons gaan 'n bietjie lekker die woord uitdeel. My titel vanmôre is: Watter vloei aktiveer jy? Watter vloei aktiveer jy? Ons praat van dinge van die geestelike riem. In die geestelike riem is altyd 'n vloei wat gebeur. Jy's of in 'n vloei van geregtigheid of jy's in 'n vloei van sondebewustheid. Jy's of in 'n vloei van vreugde en vrede of jy's in 'n vloei van bekommernis en sorge, né? Maar die punt is dat ek en jy is die een wat besluit watter vloei moet vloei. En kom ons begin by Romeine 8. Romeine hoofstuk 8. En daar praat hy in die eerste 2 verse sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Okay, so 'n wet is 'n ding wat ons in chemie kry en in fisika, né? En in wiskunde, daar's wette. 'n Wet is 'n ding wat aan mekaar werk. Swaartekrag is 'n baie goeie voorbeeld van 'n wet. Swaartekrag is 'n wet. Daar's nie 'n radio of 'n televisie in die oggend sê hulle 'n swaartekrag waarskuwing. 'n Swaartekrag gaan die helfte minder wees vandag. Almal onder 30 kg maak 'n gewig in jou linkervoet vas. Want swaartekrag bly konstant, né? Ons kan daar bargain. Nou 'n wet in my wil. So as ek my Bybel daar hou, daar's 'n wet wat hom aftrek, dis my wil wat hom optrek. Wie gaan wen? Altyd die wet, want my wil kan moeg raak, maar die wet raak nie moeg nie. Ja. Nou sê hy daar's 'n wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, en daar's 'n wet van die sonde en die dood. En hy sê, die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So as jy in die gees wandel, wat aktiveer jy? Die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus. Jy het 'n sekere geeswet wat jy aan die gang sit. As jy aan die vlees wandel, watter wet aktiveer jy? Die wet van die sonde en die dood. Okay? Nou hoe aktiveer jy hierdie 2 wette? Vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink. Daar's die woordjie. Wat ons moet mooi oplet. Bedink. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want die vlees bedink is die dood. Of dis die wet van die sonde en die dood, wat ons net van gelees het. En wat die gees bedink, is die lewe of die wet van die lewe, van die gees van die lewe in Christus Jesus. Okay, so, nou het ons dit baie eenvoudig gemaak. Watter gedagte ek bedink. Nou, wanneer ek 'n gedagte bedink, dan beteken dit, ek sit my aandag op daai gedagte. Nee, ek sit my aandag, dit waarop ek my aandag sit, maak saak. Dit maak geweldig saak. Nou, die duiwel gaan ons altyd mee kontak hê, solank ons nog in hierdie dispensasie is waar ons nou is, né? Hy is hier. Maar die interessante ding is, Jesus het om sy krag en sy gesag van hom al weggevat. So die duiwel het in homself nie meer die krag en die gesag om dinge te doen nie, maar hy's 'n ou kaland. So hy weet wat om te doen. Hy gebruik jou krag teen jouself. Dis sy strategie. En sy aanvalspoort is jou denke. Want hy ken hy lees die Bybel meer as party Christene. Hy ken hierdie wet. Die wet van die sonde en die dood. Hy wil hê dit moet werk in jou. So wat gaan hy doen? Hy bring vir jou gedagtes. For your consideration. Vir jou oorweging.
En jy het 'n keuse wat jy gaan maak. Gaan ek daai gedagte dink? Daar's sekere gedagtes wat jy nie eens aan moet raak met 'n stok nie. Is jy met my? Dis soos 'n ratelslang. Jy raak nie eens met 'n stok in hom nie. Want daai gedagte sal jou 'n vloei aktiveer in jou lewe wat jy nie wil hê nie. Nou kom ons kyk of die Bybel verder daarvan praat. 2 Korintiërs 10. 2 Korintiërs 10. Vers 3 tot 5. Want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan die gesalfde een. Right. So ons sien dat hierdie is die vlak van geestelike oorlog waar ons betrokke is, ons gedagtes. Die duiwel kan niks reg kry in jou lewe as jy volkome beheer oor jou gedagtes het nie. As jy volkome beheer oor jou gedagtes het, dan is jou siel volkome gered. Onthou, jy is 'n drielerige wese. Jy is nie 'n siel nie en jy is ook nie 'n lyf nie. Jy is 'n gees. Want die Bybel sê in Johannes 4, God is gees. En die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. En dan sê hy in Genesis 1, God het die mens gemaak na sy beeld en na sy gelykenis. Jy's 'n geeswese. Jy het 'n siel. Jou siel is die middelste deel van jou. Dit waar jou denke is, jou logika, jou emosies, né? En dan bly jy in 'n liggaam. Al wat jy met die liggaam, jy bly in hom. Okay. Nou goed. Ons kan nie die duiwel aanval in die sielsriem nie. Jy kan hom nie wen met jou redenasies nie. Hy's ouer as jy, hy het jou oupa geken en hy gaan jou uitredeneer. Die plek waar jy hom gaan wen is in die geestelike riem. Dis waar jou oorwinning is. Jy moet uit die mental, uit die denke uitklim in die gees inkom, dan wen jy hom. So die gees is die binneste deel van jou. Dit is jy. Die stem van jou gees noem ons ook die gewete. As jy ooit 'n slegte gewete gehad het of 'n goeie gewete, dis jou gees wat met jou praat. Jy kan iets doen en ewe skielik veroordeel jou hart jou. Dis jou gees, né? Nou goed. Kom ons gaan na Hebreërs 10 toe. Ons gaan na Hebreërs 10 toe. Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 35. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Die woord vrymoedigheid in die Engels staan fearless confidence. Fearless confidence. As jy geloof het, ons gaan oor na geloof kyk, dan beteken dit jy het confidence. As jy die hele tyd wonder, vra, die duiwel is 'n expert in vra. Hy sê vir jou een vraag na die ander vraag. En wat doen hy deur daai vraag? Hy hou jou in die sielsriem. Jy laat hom toe om die verkeerde vloei deur jou te aktiveer. Okay. Werp aan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Groot beloning is 'n vast reward in Engels, 'n vast reward. Want julle het lydsaamheid nodig. Lydsaamheid is konstantheid. Jy het nodig om konstant te wees. Party mense maak hulle eendag glo hulle. Die volgende dag glo hulle nie. En dan glo hulle weer. En dan glo hulle nie. Hoe's dit? Dis is 'n golf op die see. Eendag op, ander dag af. Moenie daai mens dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Dis wat Jakobus 1 sê. Jakobus het in die huis groot word saam met Jesus. Hy het sy tande geborsel saam met hom, het hom geken. Hy het gesê, moenie daai ou dink, laat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. So 'n onstandvastige mens. Een dag op, ander dag af. Om geloof te laat aktiveer. Geloof is die currency of heaven. Wat sal mens in Afrikaans vir die woord currency gebruik? Dis die geld van die hemel. Dis waarmee jy betaal. Dis waarmee jy dinge kry. Jy ontvang met geloof. Jy het nie geld nodig nie, jy het geloof nodig, né? Geloof is jou grypplek, jou vashou plek om dinge te sien gebeur. Maar jy kan nie eendag op, ander dag af wees en dink jy gaan ontvang nie.
Hy sê, want julle het konstantheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te ontvang. So alles gaan oor ontvang. Nou kyk 'n bietjie na die woord ontvang. Romeine 5 vers 17. Luister mooi. Want as die gevolge van die misdaad van die een, hy praat van Adam, die dood begin heers het. Right? So mense sê, alles wat gebeur is die wil van God. Nonsens. Nonsens. Hy sê die dood heers. Wat sien ons om ons? Wat sien ons? Ons sien dood. Dis nie die Here nie. Dis nie sy plan nie, dis nie sy wil nie, dis nie sy manier nie. Dis Adam wat gesag gevat het en dit verkeerd gebruik het en die dood het begin heers. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. Halleluja. Hy sê die dood het eers geheers, nou kan iemand anders begin heers. Wie? Nie die Christene nie. Sekere Christene. Watter Christene? Die wat kan ontvang. Jy moet leer hoe om te ontvang, dan kan jy heers. En hy gee vir jou twee goeders wat jy eers moet ontvang. Die geskenk van geregtigheid. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid van God in hom. Jy moet dit ontvang. Dit moet in jou vasgemaak word. Ek stap nie meer rond as 'n bedelaar nie, ek stap nie meer kop onderste bo rond nie, ek is 'n kind van die Vader, ek is die geregtigheid van God in hom. Ek staan vlekkeloos voor die troon van die Heelal. As iemand 'n vinger na my wys, wys hy 'n vinger na God. Want God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak. Dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Ek het nie gewerk daarvoor nie. Ek het nie goed genoeg geword daarvoor nie. Ek het die common sense gehad om dit te vat. Ek het gesê, that's for me. Ek vat dit. Ek gaan dit nooit uit my eie reg kry nie. So ek vat die geskenk. Dit is 'n geskenk. As dit nie 'n geskenk is nie, as dit 'n salaris is dit nie 'n geskenk nie. Okay? Daar's 'n verskil. 'n Salaris verdien jy. Jy kry jou salaris aan die einde van die maand want jy het gewerk daarvoor. Maar hier het jy nie gewerk voor, jy kan nie daarvoor werk. Dis hoekom die manier hoe jy daarna kyk, kan ons duidelik in jou sien as jy of dankbaar is of nie dankbaar is. Vir 'n geskenk is ek dankbaar. Vir 'n salaris is ek is dankbaar ek het 'n werk, maar hulle skuld my die salaris. Jy weet my. Ek slaan nie elke einde van die maand in die baas se kantoor se vloer neer met trane in my oë om dankie te sê vir my cheque nie. Ek het gewerk daarvoor. Okay. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dat ons kan word die geregtigheid van God in Jesus. Terug na Hebreërs toe, Hebreërs 10. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het konstantheid nodig, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te ontvang. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Hoekom? Want waarin vind die Here welbehae? Psalm, hou jou plek, Psalm 35, Psalm 35, vers 27. Laat hulle jubel en bly wees wat 'n behae het in my geregtigheid. En laat hulle altyd deur sê, groot is die Here, wat 'n welbehae het in die vrede van sy knegt. Nou die King James sê, the prosperity, daar waar daar staan vrede, staan 'n prosperity, die voorspoed. Jy kan 'n beter vertaling sê, groot is die Here, wat 'n welbehae het in die voorspoed van sy knegt. Nou, as jy nie in geloof staan nie, kan jy nie voorspoed geniet nie. So jy kan geen welbehae in die Here bring. Amen. Dis nie vir die Here lekker om sy kinders te sien sukkel nie. Is dit vir jou lekker om jou kinders te sien sukkel? Geen ouer wil sy kinders sien sukkel nie. Hy wil jou in oorwinning hê. Maar hy kan nie, sy hande is gebind as jy nie deur geloof lewe nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae meer nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Nou, kom ons kyk na Romeine 10. Hou jou plek nog steeds daar, ons gaan terug gaan. Ons kruisverwys net. So Romeine 10, vers 8 tot 10. Maar wat sê die geregtigheid wat aan die geloof is? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Dis geloof. Geloof is vreeslik eenvoudig. Die woord geloof, jy kan nie geloof hê sonder die woord nie. Want geloof kom uit die woord, né? En waar moet die woord wees? In jou mond en dan van jou mond af in jou hart. As jy met jou mond Jesus as Here bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want redding is uit iets uit, nie in iets in nie. Praat nie oor die hemel nie, praat oor uit die probleem uit. Okay? Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy spreek tot redding. So want wat gebeur met 'n gedagte? 'n Gedagte word 'n woord. Begin met 'n gedagte, maar gedagte, as jy lank genoeg aan 'n ding dink en ek luister na jou, bly net stil, wat gebeur? Ek gaan hoor wat jy dink. Want jy gaan dit sê. Amen? Jy gaan dit sê. Eendag van die tyd. Partykeer sê ou ding maak dit, wat het ek nou gesê? Ja, nou weet ons wat is in jou hart. Maar die hart van vol is, op die mond van oor, né? Dit staan in Matteus 12, né? Nou goed. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. So, met die mond spreek ons of bely ons tot redding. Kyk na Hebreërs, ons is nog steeds in Hebreërs 3, Hebreërs 3, vers 1. Daarom, heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoofpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Hy is hoofpriester oor jou woorde. As jy nie jou woorde vir hom gee nie, dan gee nie jou hoofpriester iets mee te werk in jou lewe nie. Amen. Jy hoef nie jou situasie te verander nie. Jy kan nie jou situasie in jou eie krag verander nie. Maar jy het nodig om woorde te spreek, sodat daar iets is vir jou hoofpriester mee te werk, om jou situasie te kan verander. Dan sien ons ook in Hebreërs 4, eintlik terug in Hebreërs 3 vers 17, en op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Was dit nie die wat gesondig het, wie sy lyk in die woestyn geval het nie? En dan weet hy gesweer, dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie, want aan ons is die goeie nuus ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Die Engels sê gemeng, mix. Jy moet die woord meng met geloof vir die woord om iets te doen. Waarmee meng jy hom? Met jou tong. Met jou tong. Hy moet in jou mond bly. Jy moet 'n besluit neem. Ek is 'n man en 'n vrou van die woord. Hierdie woord het genoeg krag om enige situasie te verander, mits ek dit in my mond sit en in my hart kry. Amen. In vers 14 van Hebreërs 4, terwyl ons dan 'n groot hoofpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis van die woord vashou. Jy moet die belydenis van die woord vashou. Vashou. Amen. Hou dit vas. Dan gaan ons terug na Hebreërs 10. Nou is eintlik by Hebreërs 11, vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Partykeer sal die duiwel vir jou sê, ja, want jou geloof werk nie, want jy kan niks sien nie. Wat wil jy dan vir die duiwel sê? Dis wat voor geloof is. Dis vir iets wat mens nie kan sien nie. As ek dit kon sien, het ek nie geloof nodig gehad nie. Amen? Die duiwel is dan dom hoor.
Hy is dom. Geloof is vir dit wat jy nie kan sien nie, maar jy weet dis joune. Jy weet dis joune, maar jy kan dit nie sien nie. Wat moet jy doen? Jy moet dit roep. As ek 'n hond het, en ek weet die hond is myne, maar ek kan die hond nie sien nie, wat moet ek doen? Ek roep hom. Nou gaan my buurman sê, maar jy's mal. Jy roep iets wat jy nie kan sien nie. Maar die buurman doen dit self ook. Hy kyk hoe sy agterdeur uit. Wagter is nie daar nie. Wat doen hy? Hy sê, wagter, wagter. Wat gebeur? Wagter, kom. Maar hoe weet hy? Hy kan wagter roep, want hy weet, wagter is syne. As jy weet in jou hart, genesing is joune, roep dit. As jy weet, voorsiening is joune, roep dit. Geloof is om te roep, wat jy weet joune is. Amen? Jy weet is joune, maar jy kan dit nie sien nie. Jy ook kan nie sien dat daar voorsiening is nie. Jy ook kan nie sien dat daar genesing is nie. Roep dit. Solank jy weet is joune. Amen? Jy roep dit nie om met joune te maak nie. Dis klaar joune, ek roep nie wagter, en ek het nie 'n hond met die naam van wagter nie. Nou hoop ek as 'n wagter wat my hoor nie. Nou as my buurman se hond, wat toevallig ook wagter is aangehardloop nie. Nee, ek roep, want ek weet wagter is my hond. Ek weet dit. Jy weet, voorsiening is joune. Jy weet, genesing behoort aan jou. Roep dit. Amen? As jou hart nog nie weet dit behoort aan jou nie, dan moet jy die woord mediteer. Amen? En dit lees en mediteer tot jou hart weet. Dit behoort aan jou. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. So die hele aarde, ons het nou van wette gepraat, geestelike wette, net so swaartekrag. Die hele aarde is gemaak deur geloof. As jy in geloof, as jy die vloei van geloof begin aktiveer jy 'n wet wat die hele aarde gemaak het. Die bome sal hande klap. Amen. Dit sê Jesaja 55. Dit sê die bome sal vir jou hande klap. As jy begin om te vloei in die vloei van die Skepper. Jy is gemaak in die beeld van God. Dat sy gelykenis om soos hy te wees. Vloei in dit. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waar hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy geskenk getuienis gegee het. Deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming, dit is soos 'n aanneming, jy kry 'n aanneming, en dan kry jy 'n wegneming. Nou, Henog het 'n wegneming gehad. 'n Wegneming. Sê van die woord wegraping hou nie, noem dit wegneming. Maar dit is dieselfde ding. Jy sit in die Bybel. Amen? En hoe dit gebeur, hoe is daai wegraping van Henog? Deur geloof. Sonder geloof sou Henog nie weggeraap gewees het nie. Amen? Deur die geloof is Henog weggeraap of weggeneem om die dood nie te sien nie. Hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En, hier kom dit nou, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek onthou, ja, was 'n tyd gewees dat ek net hierdie versie net gemediteer het. Net rustig, jy weet, jy mediteer die versie, jy eet hom. So wat jy 'n roomys eet of 'n koeksuster. Jy eet hom, jy kou hom, jy dink hom. En ek dink ek sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo hy is. Hy is. Amen. En dink mens aan daai versie daar waar Moses met die brandende bos gestaan het en wat sê die Here vir hom, wat moet hy vir Farao sê? Sê vir Farao, ek is, het jou gestuur. Ek is. En dan dink jy aan die graf met Lazarus. Waar sy sê, as hy hier was, dan sou my broer nie gesterf het. Hy sê, hey,
Ek is, gaan lees net wat hy gesê het. Dis is die Here, u sal eendag. Hy sê wel hom of was of sal wees. Hy sê ek is nie ek was nie. Ek is nie ek sal wees nie. Ek is. As hy vir jou die groot ek sal bly, dan gaan jy eendag sy aanraking ervaar. En die volgende dag weer eendag. Dit moet nou wees. Ek is. En ek mediteer dit. En soos jy dit mediteer, dan gaan dit nou in jou gees in. Dit raak deel van jou. Jy weet, dis wat jy moet doen. En een aand, die laat hy bel my suster my. Ek moet dadelik kom. My swaar is in vreeslike pyn. En ek gaan toe. En ek sê, en ek kyk op sy hierdie man het 'n blinde darm. Daar's nie een twyfel oor nie. Die blinde darm is op die punt om te bars. En ek raak so in daai blinde darm, spring hy net so hoog van die bed af. Ek sê, Gerard, kom. Klim in die kar, ons gaan bel dokter chirurg na van Potchefstroom ry. Nou ry ons my kreun hier langs my. Kreun, jy weet. En ek heeltyd in myself mediteer ek hierdie woorde. Hy is nou hier. Hy is nou hier in hierdie kar. Dit het net gelewe in my. En ek vat my hand en ek sit dit so op sy maag. Dis ek my hand so op sy maag sit, is die pyn weg. Onmiddellik. Al die pyn. Ja. Amen. Want hy is. Hy is nou hier. Hy is nie die groot ek was nie. Hy is nie die groot ek sal wees nie. Hy is nou. Daai Hebreërs 11:1 wat ons nou net gelees het, waar hy sê die geloof dan. Die King James sê as volgens sê now faith is. Now. If it is not now, it is not faith. I mean, as dit nie nou is dit nie geloof nie. Nou. Nou goed. Kom ons kyk na Markus 11. Ons praat oor geloof. Matteus, Markus 11. Ons lees vers 20 waar die vyeboom wat Jesus mee gepraat het, dat het dink ek 9 woorde of soiets vir hom gesê, ja, langer watter taal jy dit lees. En dit het nie die boom goed gedoen nie. Die boom het opgedroog van die wortels af, né? Nou, toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. So daar kan ons klaar iets leer, want vers 22, Jesus antwoord en sê vir hom, julle moet geloof in God hê. So Jesus gryp die geleentheid aan om vir ons oor geloof te leer, né? So hier is nou geloofslesse. Maar die eerste geloofles was dat hulle Jesus se aandag moes vestig op die vyeboom. Jou aandag is belangrik. Ons het nou gelees, waar jou gedagtes is, bepaal watter vloei jy is. As jy die hele tyd dink aan die probleem, dan word die probleem gevoed deur jou gedagtes. Jy moet baie keer leer om te ignoreer. En dit is nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik. Maar dis wat die woord leer. Jesus het nie naai gepraat het met die boom vir 'n uur lank gestaan en kyk na die boom nie. Wat het hy gedoen? Hy het aangegaan met sy dag. En toe hy die volgende dag verby die boom loop, het hy nie eers die boom, hy het nie sy oë so sydelings. Jy weet, wat sê ek en jy dalk gedoen het? So ons oë so sydelings na die boom se kant toe laat gaan net om te kyk, verdroog hy al nie. Dis nie jou geloof werk nie. Geloof ignoreer die probleem. Geloof herfokus op die woord. Die woord word die fokus van geloof, nie die probleem. Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, of julle moet die geloof van God hê, sê die oorspronklike. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So die geheim is, om jou hart oortuig te maak van 'n saak. En jou hart glo jou woorde. Jou hart glo die meditasie van jou gedagtes. So om my hart te oortuig, moet ek my woorde en my gedagtes verander. Nou, hoe doen mens dit? Kyk na Romeine 4. Romeine 4. Ons sien Abraham
Abraham het 'n probleem gehad. Die Here het vir hom gesê, Abraham, jy is die vader van 'n menigte nasies. Nou, eers sny hy 'n verbond met Abraham, en hy sê vir hom, uit jou uit sal kinders gebore word. Maar nou kom ons by die punt waar Abraham 100 jaar oud is, en sy vrou is 90, en dit lyk nie goed nie. As hulle twee na die voorgeboortekliniek toe gaan hulle uitlag. There's no chance of him. Sy lyf is klaar, en Sarah, daar's nie baie vrouens op 90 wat nog babatjies wil hê nie. Okay, so dis verby. Maar Abraham, die Here is geduldig met Abraham, en hy leer hom sekere stappe van geloof. So eerste ding, hy sny 'n verbond met Abraham in bloed. So hy affekteer sy, bloed is baie interessante ding, bloed maak dat jy onthou dit. Jy weet, ek weet wat bloed aan mense doen. Partykeer bel hulle my sê, dokter, my voet is af, my voet is mos af, by die enkel. Ek sê, ek sal 'n plastiese chirurg moet kry, maar kom as ek net gou kyk, dan is sy voorkant van sy toon so 'n bietjie nerf afgestap. Maar hy het baie bloed gesien, en daai bloed wat hy gesien het hom gevang. Bloed het daai effek op ons, nee, as ons bloed sien, dan doen dit iets aan ons. Nou, dis die idee van 'n verbond. Daai klomp diere wat God vir Abraham laat slag het, en hy moes in die middel van hulle deur beweeg, in figuur 8, en toe daai fakkel van vuur gekom wat die Here is, en deur daai diere beweeg, hy het 'n bloedverbond gemaak. Hy het gesê, Abraham, wat aan jou behoort aan my, en wat aan my behoort aan jou. Beste deal wat ek van my lewe van gehoor het. Wie van julle sal as die Here vir jou sê, okay, as jy alles wat aan jou behoort vir my gee, dan gee ek alles wat aan my behoort vir jou. Wie dink is 'n goeie deal? Ek dink dit is maar 'n goeie deal. Jy is stupid om so 'n deal, en dis wat hy vir Abraham gedoen het. Abraham het die deal gevat. Dis 'n bloedverbond gewees. Toe kom die ding, dat Abraham raak moedeloos. En wat doen die Here volgende met Abraham? Hy verander sy naam. Hy sê, Abraham, jou probleem is, te jy 'n sentimeter onder jou neus, jou mond, jy praat jouself uit die ding uit aan mekaar. Nou af noem jy jouself nie meer Abraham nie, maar Abraham. Dit beteken vader van 'n menigte. En Sarah is nie meer Sarah nie, maar Sarai, wat beteken moeder van 'n menigte. En nou af as julle mekaar roep, dan steek Sarah kop in die tent en sy sê, vader van 'n menigte, kom eet. Amen. Jy is moeder van 'n menigte, ek is op pad. En so, van daai dag af, wat God hulle naam verander het, wat hulle belydenis in lyn gekom het, hoe lank was dit voor sy swanger geword het? Die Bybel sê 12 weke. Gaan lees dit self, 12 weke. Want 'n jaar later was die babatjie daar. Toe hulle mond verander. So stapsgewys. Nou kom ons kyk. Vers 17. Soos geskryf is, ek het jou vader van 'n baie nasies gemaak, voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Nou mense verdraai daai deel. Daar staan nie, jy roep dinge wat bestaan of wat nie bestaan nie, dis nie wat daar staan nie. Daar staan, jy roep dinge wat nie bestaan nie, asof bestaan. So om te sê, ek is nie siek nie, gaan niks doen. Want jy is. Maar wat moet jy doen? Jy roep genesing. Jy sê, ek is siek, jy is 'n siekte. Ek het 'n nood in my liggaam, of ek het 'n nood in my finansies, of waar ook. Ek ontken dit nie, ek ontken nie die probleem nie, maar ek ontken die reg van die probleem. Ek roep genesing. Genesing, jy behoort aan my. Dis soos die hond. Ek roep vir wagter. Hoe kan ek wagter roep? Jy kan nie sommer jou kop in die deur uitdruk en enige hond se naam uitdink en roep nie. Jy moet weet wat jou hond se naam is. Jy moet weet is jou hond. Dan kan jy hom roep. Jy moet weet watter belofte op jou van toepassing is. Jy moet weet, dis my belofte. Dis die wil van God. Daar's nie 'n twyfel oor. As jy nog twyfel wat die wil van God is. F.F. Boshoff in sy boekie Christ the Healer sê die volgende ding. Hy sê, faith begins where the will of God is known. As jy nog wonder wat God se wil is, kan jy nie geloof hê nie. Jy moet weet wat God se wil is. Deur sy wonde is jy genees. Amen. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Hoe? Soos die sterre aan die hemel en die sand in die seestrand. Amen.
Hy het 'n ander prentjie begin kry. Hy het sy prentjie verander. In plaas daarvan dat hy homself oud gesien het, sy vrou oud, geen hoop nie, het hy die belofte begin sien. Sterre aan die hemel, sand in die seestrand. Dis wat hy voor sy oë gehou het, niks anders. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam. So dis waar baie van ons 'n fout maak. Ons begin let op dinge wat ons nie moet oplet nie. En soos ek sê, dis nie altyd maklik nie. Jy kan 'n simptome, jy kry 'n pyn en jy let op die pyn. Dis nie maklik om te sê maar ek let nie op die pyn nie. Die pyn soek jou aandag. Of jy kry 'n brief van die bank af. Nou moet jy let op daai brief. Hy sê skuld is due. Nee. Dis nie altyd maklik nie, maar dis wat die woord vir ons sê om te doen. Sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat alreeds verstorwe was nie, of in die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. So daar's twee dele daaraan. Hy moes ignoreer wat sy eie lyf vir hom sê, maar hy moes ook ignoreer wat sy vrou se toestand is. As hy hom gesteer het, geloof kan afgebreek word deur jouself of deur die mense om jou. Hy moes ignoreer dat sy vrou 90 was. En dat sy geen hoop meer het. Nou as ons kyk in Hebreërs 11 vers 11 daarna, Sara self het ook krag ontvang om bevrug te word nadat sy oud was. Hoe het sy krag ontvang? Deur geloof. Amen. Geloof is die ontvanger van dit wat jy weet reeds aan jou behoort. Nou die interessante ding met ontvang. Hoogmoed vind dit moeilik om te ontvang. Kom ons kyk net na finansies. Sê nou iemand gee vir jou 'n finansiële geskenk. Is dit baie keer moeilik om te ontvang? Dit behoort nie moeilik te wees nie. As dit moeilik is om te ontvang, beteken dit jy maak nog te veel op jouself staan. Daar's een vers in Korintiërs waar Paulus sê, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? So as ek erken dat God my bron is, dat alles wat ek het, ontvang ek van hom, dan beteken dit ek ontvang met grasie. Ek ontvang met grasie. En die beste, as iemand in sy hart voel, hy moet iets vir my gee, wat hy voel die Here sê vir hom, gee vir daai broer die volgende. Wat moet my respons wees? Ek moet sê, baie dankie, ek twyfel glad nie, en ek vat dit. Amen. Dit bring eer in die ou wat gee, en dit bring eer in die Here. Maar as ek sê, nee, ek is nie 'n charity case nie. Wat beteken dit eintlik? Jy is hoogmoedig. Want jy is nie bereid om te ontvang nie, jy dink ek sal dit self doen. Maar die koninkryk gaan dit nie oor self doen nie, dit gaan oor ontvang. 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 Vat dit. Jy sien, ons kan so maklik sê, hoe ek is te nederig om daai groot geskenk te ontvang. Moet nie te nederig wees om die groot geskenk te ontvang. As die Here, hoe gaan die Here iets by jou uitkry? Hy gaan dit nie in die hemel uit laat val nie. Hy werk in iemand se hart, daai persoon sê, ek voel op my hart, ek wil vir jou R1000 gee. Dan sê, ek het geen twyfel daaroor nie. Baie dankie, prys die Here. En ons gee eer aan God. Moet nooit die verkeerde ding oorweeg of bedink nie. 2 Timoteus 1 vers 7, wie weet wat staan daar? God het nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Die Amplified sê, for God did not give us a spirit of timidity, cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of a calm and well-balanced mind. A well-balanced mind beteken jy is in beheer van wat jy oordink en wat jy nie oordink. Die duiwel gaan altyd kom met die oomblik as die duiwel opact met simptome en met druk, dan weet jy daar's 'n deurbraak baie naby. Daar's 'n deurbraak baie naby. Daai seentjie wat in die epilepsie gelei het, onthou julle toe Jesus van die berg afkom. En hy kom onder en ja, is nou die seentjie in die disippels het gebid in die spoegspad en niks het gebeur. Daai julle dit.
En die ouetjie se pa sê, as jy iets kan doen. En Jesus sê, van wat dit dan betref, as jy kan glo, alles is moontlik vir hom wat glo. Hy gooi dit net terug vir jou. En die volgende, toe Jesus begin praat met die seentjie, wat gebeur? Hy praat hom, man, hy slaat hom net daar, lekker epileptiese aanval. Hoekom? Hy entertain die sintuie. Dis vir die duiwel se, as die duiwel raak senuweeagtig, hy raak baie senuweeagtig. Ek het al ervaar, dat baie keer as iemand in jou teenwoordigheid kom, jy is vol van die Heilige Gees, dan manifesteer iets. Dinge manifesteer, hulle raak heeltemal snaaks. En wat is dit? Dis die duiwel raak nou bang. Hy ervaar die krag van die Heilige Gees is hier. Hy weet sy nek is about om gebreek te word. En dan begin hy rondspring. Wat het Jesus gedoen toe die ouetjie daai doosie aanval kry? Niks. Hy het die woord gespreek. Hy het homself nie laat beïnvloed deur sy sintuie nie. Hy het die woord gespreek en hy seun is verlos. Amen. Ons is geroep om uit die sielsdimensie uit te klim en in die geesdimensie te vloei. Dis waar ons oorwinning lê. Romeine 15 vers 13 gaan ek mee afsluit. Ons gaan nog 'n nagmaal hou. Romeine 15:13. Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die Amplified Bible sê, by the God of your hope, so fill you with all joy and peace in believing, that by the power of the Holy Spirit you may abound or overflow with hope. Jy moet oorbabbel van hoop. Dis wat die Here jou wil hê. Dit maak dit moeilik vir die duiwel. Die Weymouth vertaling sê, my God, the giver of hope. Alle hoop kom van hom af. Daar is nie iets soos valse hoop nie. Alle hoop kom van God af. My God, the giver of hope, fill you with all joy and peace because you trust in him. Fill you with joy. Fill you with peace because you trust in him. So that you may be overflowing with hope to the power of the Holy Spirit. Ek het daai getuienis vertel van die pastoor wat so onder 'n aanslag van die duiwel was, wat in diep depressie verkeer het, en dit was so erg dat het begin op selfmoord gedagtes, jy weet, en hy sit daar so in die kamer by die gordyne toe, en die volgende ook, hier kom Jesus ingestap, en hy kom sit langs hom, en hy begin lag. Jesus begin lag. Dis al wat hy doen, hy lag. En hy kyk hom so, hy het nog toe Jesus ingestap en nog, hoe hier kom nou 'n ding. En hy dog, Jesus gaan die ding bestraf, maar Jesus bestraf niks, hy begin net lag. En na dit dog hy, maar hy gaan maar saam lag. En hy begin saam met hom lag. Daar sit hulle lag, met die trane loop. En toe dit klaar gelag het, staan Jesus op te loop hy. Dis jou vry. Die Bybel sê in Psalms, hy wat in die hemel sit, dan Psalm 2, hy sê die konings van die aarde en die heersers, die demone, skiem teenoor die Here, hulle skiem teenoor sy gesalfde. Hy wat in die hemel sit, lag. Hy lag vir hulle. Jy sien, deur te lag vir die probleem, aktiveer jy die regte vloei. Amen, die vloei van genesing. Dan in Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dis nie allerlei vorms en goeders wat jy hoef te voldoen aan nie. Maar is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Eers daai krag van geregtigheid. Ek staan volmaak voor hom deur sy bloed. Dan vrede. Jesus sê, my vrede laat ek vir julle na. Nie soos die wêreld gee ek nie. Laat nie jou hart ontstel word. Niks. Wat sê Filippense 4? Wees in niks bekommerd of besorg nie. Hey man, leef so 'n bietjie by die aarde en draai. Dis nie so maklik as dit klink nie, maar hy sê nie vir ons iets gesê het, as ons dit nie kon doen nie. En as ons besef, want dis die doel. As jy 'n man wil wees, dan moet jy die doel bereik, né? Wat is die doel? Vrede en vreugde. Maak nie saak wat jou kant toe kom nie, jy bly in vrede, en jy bly in vreugde, dan as jy gehoorsaam.
Dis al wat jy hoef te doen. Jou vrede en jou vreugde ondersteun jou geloof. Dis ekspressies van geloof. Vrede is 'n ekspressie van geloof. Vreugde is 'n ekspressie van geloof. Amen. Ek weier om myself te laat afbring van die woord van God. Sy woord sê wat dit sê. Die belofte is waar. Goed. So ons gaan nou, kom ons deel die elemente van die nagmaal uit, dat almal dit kan vat. Hou dit net eers vas en dan gaan ons saam nagmaal neem. Nou, die nagmaal is 'n geleentheid om te ontvang. Die wat kan ontvang, sal heers. Okay? So die nagmaal gedenk ons wat Jesus gedoen het. Hy het betaal. En in Galasiërs 1 vers 3 en 4 staan daar die volgende woorde. Dankie. Galasiërs 1 vers 3 en 4 sê, guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Wat is God se wil? Sy wil volgens hierdie woord is dat jy uitgered moet word uit die teenwoordige bose wêreld. Dit beteken uitgered uit die boosheid wat in hierdie wêreld is. Wat is boosheid? Boosheid is siekte, boosheid is gebrek, amen, gevaar, al daai goede van die duiwel afkom. Sy wil is dat jy uitgered moet word. Nou om dit te kon doen, hoekom doen hy nie iets nie? Hy het klaar iets gedoen, hy het homself gegee. Hy het homself gegee vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred. Hy het homself betaal. Al wat ons moet doen is om te ontvang. En hierdie nagmaal help ons om te ontvang. Dit betrek ons sintuie, dat ons kan sien, die brood verteenwoordig die liggaam wat gebreek is, sodat my liggaam heel kan wees. Die druiwesap verteenwoordig die bloed wat gevloei het, sodat ek volmaak kan staan. Geen beskuldiging gaan standhou teen my nie. Amen. Ek staan volmaak voor die troon van die Heer deur die bloed. En ek vat dit. Ek is dankbaar daarvoor. So, wanneer ons nou hierdie brood gaan eet, besef dat Jesus het sy liggaam laat breek, sodat jou liggaam heel kan wees. Vat dit, eet dit, en as jy dit insluk, laat jou hart opgaan na God toe en ontvang die vloei van genesing wat van sy troon afkom. Dankie Hemelse Vader, dankie Here Jesus, dankie dat U self gegee het vir ons sondes, sodat U ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Dankie dat U ons sondes in U eie liggaam op die kruis gedra het, sodat ons dood kan wees vir sonde, sodat ons lewendig kan wees vir geregtigheid. Dat deur U wonde is ons genees. Ons ontvang dit. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Hierdie druiwesap verteenwoordig die bloed van Jesus. Die Bybel sê dat sy bloed lewe vir altyd. In die allerheiligste in die hemel. Hierdie bloed praat. Bloed is 'n ding wat praat. Dit roep. Dit sê iets in die geestelike riem. Soos die bloed van Abel. Toe Kain hom doodgemaak het. Toe sê God, sy bloed roep na my. Sy bloed roep na my, Kain, van die aarde af. Dis die bloed van Jesus, dit roep, en wat sê dit? Dit sê, jou sonde is van jou weggeneem, so ver as die ooste van die weste. Hierdie bloed sê, jy staan volmaak vir hom. Amen. Dankie Vader, dankie dat U, ten spyte van al ons gebreke, ten spyte van al ons kortkominge, dat U hierdie prys betaal het, sodat hierdie bloed ons skoon was, dat ons vrygekoop is, dat ons kan staan voor U as die geregtigheid van God. Ons ontvang dit, ons dank U daarvoor, ons verheug ons daarin, ons loof U en ons prys U naam. U is groot en U is goed
U is die een wat vir ons asem gee. U is die een wat ons gemaak het, wat 'n plan het vir ons lewens. Elke goeie geskenk, elke volmaakte gawe, daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen skaduwee van omkering of verandering is nie. U is altyd dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid. En U is goed. En ons dankie en loof U en prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Nou gaan ons offergawe opneem. En die woord sê dat dis 'n geleentheid. As jy 2 Korintiërs 9 vers 6 praat hy oor die offergawe en hy sê maar dink daaraan. Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik oes. Al die goeie nuus is jy gaan ten minste nog oes. Al is jy as jy net 5 sent gee, geen ten minste nog jou R5 oes, okay? Maar wie volop saai sal volop oes. Laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem. Waarna kyk die Here? Na jou hart.